Het jy al ooit gewonder hoe Google Maps dit kan regkry om presies vas te stel hoe laat jy by jou bestemming sal wees? Of hoe lank dit gaan vat as jy 120 km/h ry om 240 km ver te ry? Nou dis presies waar verhoudings en koers uitkom. Dit help ons om afstand, tyd en spoed te bereken om met kaarte te kan werk en vandag wys ons jou hoe maklik dit is om hierdie bewerkings te doen en hoekom jy megapunte kan maak in hierdie afdeling. In die vorige video het ons gekyk wanneer ons 'n bedrag geld R1200 het en ons verdeel dit tussen 3 kinders, watter gedeelte van die geld kry elkeen. In hierdie video kyk ons wanneer jy 'n span het van 12 seuns en 8 dogters, watter gedeelte of watter verhouding is die seuns teenoor die dogters en watter gedeelte van die totaal maak elke geslag 'n deel van. So die skoolse debatspan bestaan uit 12 seuns. Nou soos altyd met verhoudings, maak seker jy lees en gebruik somme klere om te kyk wat tot wat het ons. So ons het 12 seuns en 8 dogters. Wat is die verhouding van seuns tot dogters? Soos wat ons heeltyd vir julle sê, sleutelwoord by verhoudings is tot en die vraag is seuns tot dogters 1 punt. So ons moet dit gaan skryf as seuns tot dogters. So my verhouding van seuns tot dogters is 12 tot 8. 1 punt daar. Okay. Skryf jou antwoord van vraag 5.2 in die eenvoudigste vorm. Ek gaan sommer net gou daai bietjie afskuif. Okay, so ons het 12 tot 8. Ek het my pen blou maak en nou moet ons dit gaan vereenvoudig. Nou wat gaan ons doen wanneer ons vereenvoudig? Ons skryf ons verhouding en ek sal sê skryf dit dan as 'n breek en dan gebruik ons ons grootste gemene faktor om te vereenvoudig en dan skryf ons antwoord in die eenvoudigste vorm. Grootste gemene deler, is basies dieselfde, okay. So ons begin met 12 tot 8 en ons gaan skryf dit as 'n breek, so dis 12 oor 8. Ekskuus, ek gaan net gou hierdie goedjies alles sommer lekker ver afskuif. So 12 tot 8 is 12 op 8 en ons gaan vereenvoudig nou 12 op 8. So ek het dit geskryf as 'n breek. Wat is my grootste gemene deler of faktor wat in albei kan ingaan? Okay, so ek het hier 8 en daar het ek 12. Ek kan definitief 4 daar indeel en 4 daar indeel. Kan julle dink aan iets groter? 6 gaan nie in 8 ingaan nie, 8 kan in 8 in, maar 8 kan nie in 12 nie. So 4 is ons grootste gemene deler, so ek gaan net hierso skryf, my GGD is 4. En 12 gedeel deur 4 is 3 en 8 gedeel deur 4 is 2. So my verhouding is 3 op 2. So skryf jy antwoord in die eenvoudigste vorm, so my verhouding van seuns tot dogters in eenvoudigste vorm is 3 tot 2. Wat beteken dit? Dit beteken vir elke 2 dogters wat daar is daar 3 seuns. So daar's obviously meer seuns as dogters. Wat is die verhouding van, kom ons skryf dit hier ook sommer weer af. Wat is die verhouding van dogters tot die totale aantal spanlede? So presies soos wat ons by 5.1 gedoen het, moet ons nou gaan kyk. Ek het 12 seuns en 8 dogters. Wat is my totale aantal spanlede? So my totale spanlede is my seuns en my dogters mos nou saam. Is seuns plus dogters. Hoeveel seuns het ons gehad? So dit is 12 plus 8. So my totale spanlede is 20. Okay. Wat is die verhouding van dogters tot die totale aantal spanlede? So ek het my dogters. Okay. Die dogters is 8 uit die 20. Wat is die verhouding van dogters tot die totale aantal spanlede? So ek gaan dit nou net hier sommer langs aan, of kom ons maak maar net hierdie, ekskuus, ek moet hierdie goedjies net bietjie afgeskuif hier daarso. Ek sal dit vir julle volgende video definitief so doen. Ek gaan daai sommer lekker ver afskuif. Okay, so onthou, as hulle 'n verhouding wil hê, wil hulle nog steeds sê dit moet tot wees en ons gaan altyd ons antwoord in die eenvoudigste vorm gaan skryf. So kom ons gaan werk dit gou eers weer eens uit. Wat is my GGD? En daai is definitief kan 'n 4 daarin gaan, gedeel deur 4,
gedeel deur 4, 8 gedeel deur 4 is 2, 20 gedeel deur 4 is 5. So my verhouding van dogters tot totale aantal spanlede, dit wil sê 2 tot 5. En dit is my, kom ek skryf dit net hier. Die vraag sê, wat is my dogters tot totaal? So daai is my dogters tot totale aantal spanlede.